Goeiemôre, ek hoop dit gaan goed met jou. Paulus was daar net 'n amazing man in die Bybel. Ja, hy het so dinge verstaan en geweet wat aangaan. En dit is my so amazing, en Paulus het gereis en mense gaan vertel van die Here, en dan het hy mense daar gekry wat die werk aangehou doen het. En dan het hy briewe geskryf vir die mense om vir hulle te sê, weet jy wat, moenie moed verloor nie, hou net aan, doen wat jy moet doen. En 2 gedagtes wat hy skryf, wat vir my so gebless het, net om het weer te lees en te besef is, die een wat in Galasiërs 6 vers 9 staan, wat sê dat mens moenie moeg word om goed te doen nie. Jy moet aanhou goed doen, want as die tyd reg is, dan sal jy die oes daarvoor kry. En ek weet vir al die tyd van die jaar, is ons so besig, of soveel dinge wat gedoen moet word vir die jaar verby raak. Maar ek wil jou bemoedig, moenie ophou om goed te doen nie, moenie moeg raak om die regte ding te doen nie, bly aan om die regte ding te doen. En dan wat saam met dit loop is Kolossense 3 vers 23, wat Paulus geskryf het in die tronk, en daar skryf hy, wat julle ook al doen dit vir die Here en nie vir mense nie. Ek wil jou vandag bemoedig, party van ons is voltyds in die bediening, en dit is partykeer moeilik om voltyds in die bediening te wees, maar party van ons is in elk geval voltyds in die bediening, al het ons sekulêre werk, en al doen ons dinge buitekant die kerk. Maar ek wil jou bemoedig om te sê, moenie moeg raak om die regte ding te doen nie, want op die eind van die dag doen jy dit vir die Here en nie vir mense nie. Mag jy in hierdie laaste 2 maande van hierdie jaar aanhou die regte ding doen, want dan sal die oes op die regte tyd inkom. En ultimately gaan dit om die Here te verheerlik. Men Jesus het sy alles vir ons gegee. Hoe kan ons dan nou nie ons alles vir hom wil gee nie? Ek hoop jy het 'n lekker dagie.